Welkom terug. Ons gesels vanoggend met Dr. Gerard Hanekom, hy is 'n fertiliteitsspesialis en ons praat oor die statistieke rondom onvrugbaarheid. Goeiemôre. Goeiemôre, Jennifer, baie dankie. Baie dankie vir jou tyd vanoggend om met ons te gesels. Kom ons begin by die statistiek oor onvrugbaarheid. Hoeveel mense word geaffekteer daardeur? So ons dink om en by 10 tot 15% van mense in hulle reproduktiewe tydperk kan moontlik infertiliteit hê. Dit is egter 'n statistiek wat besig is om toe te neem as gevolg van verskeie faktore so dis min of meer waarna ons kyk. Dokter, 'n mens dink nie net, daar's nie net fisiese effek, die fisiese effek daarvan op 'n mens, maar daar's ook diep emosionele komponent aan onvrugbaarheid. Mense wat nie vrugbaar is nie, dit is 'n uitmergelende proses en om vrede te maak en om dalk te bou en te probeer deurkom. Hoe diep is daai merk? Hoe diep is daai letsel op hierdie stadium? Hoe moeilik is dit vir mense? Nee, dit is baie moeilik vir mense. Ek dink dit is iets wat mense nie altyd verwag nie, so dit kom maar onverwags. En ook baie keer omdat dit uit mense se beheer uit is dit vir hulle baie moeilike ding om te verwerk. Daar's ook baie keer baie verwyd tussen 'n paartjie en waar hulle probeer, mekaar blameer of dalk blame aantrek na hulle self toe. So dit toets nogal 'n verhouding en vir ons ook om vir die pasiënte daarmee te help kan ook nogal partykeer 'n uitdaging wees. Affekteer onvrugbaarheid beide mans en vrouens? Ek dink so baie keer fokus mense op die vrouens, maar affekteer dit tog beide? Ja, so grofweg as ons kyk na die statistiek, dan is omtrent 1/3 van pasiënte wat sukkel om swanger te raak sal 'n suiwer vroulike faktor hê. Nog 1/3 sal 'n manlike faktor hê en die laaste derde is gewoonlik 'n mengsel of 'n kombinasie van die twee wat bydra tot hulle onvrugbaarheid. So dit is 'n groot komponent aan beide man en die vrou se kant. Dr. Gerard, jy praat van onvrugbaarheid noem jy. Wat sien 'n mens medies as onvrugbaar? Is dit dat dit moeilik is om swanger te raak, of is dit, waar begin die onmoontlikheid jou as onvrugbaar klassifiseer? So ons kyk maar statisties daarna. So die eerste ding waarna ons kyk is jou tydperk tot swangerskap. En ons gebruik verskillende afsnypunte afhangende van die ouderdom. So rofweg gebruik ons 'n definisie van 'n jong dame, jonger as 35 jaar oud, wat na 'n jaar se gereelde seksuele omgang sonder enige ander ooglopende hormonale fisiese probleem nie swanger raak nie, sal ons klassifiseer as onvrugbaar of infertiliteit. Dis onder 35. Ons verkort egter hierdie tydperk in die definisie. As 'n vrou ouer as 35 is, verkort ons dit na 6 maande. So 'n vrou wat binne 6 maande van gereelde seksuele omgang nie swanger raak nie, sal ons beskou as moontlik onvrugbaar, en dit sal dan 'n indikasie wees om verdere ondersoeke en toetse te doen op hulle. Wat is die bydraende faktore vir onvrugbaarheid? Is dit geneties? Wat is die redes? Ja, so dit is multifaktoriaal. So daar's 'n groot hoeveelheid pasiënte wat vrugbaarheid het wat onverklaarbaar is. Ons noem dit idiopatiese infertiliteit. Met ander woorde, ons kan nie 'n duidelike vroulike of manlike faktor opspoor nie. Dan het ons 'n groot komponent wat struktureel van aard is. So dit kan die fallopius buise wees wat geblokkeer is, of een of ander strukturele abnormaliteit in die urogenitale stelsel, wat dan nou verhoed dat die eiertjie en die sperm mekaar ontmoet en kan bevrug. Dan is daar ook 'n hormonale komponent, waar 'n vrou moontlik nie ovuleer nie,
En dit kan baie keer te doen hê met lewenstyl en obesiteit en ander endokrinologiese toestande soos polisistiese ovariële sindroom of tiroïedprobleme. En dan is daar ook ander inflammatoriese siektes soos endometriose wat ook 'n groot rol speel in fertiliteit. Ouderdom is 'n ander faktor en dan ook uit 'n manlike kant uit is daar om en by dieselfde goed, jy weet wat 'n rol kan speel. Daar kan ook 'n tipe van 'n strukturele obstruksie wees in die uitvloei van die sperm of daar kan 'n hormonale probleem wees met die produksie van die sperm. So dis grootendeels soort van die faktore waarna ons kyk. Dokter, as 'n mens fokus spesifiek op endometriose wat jy nou genoem het. Terapie gewys, antwoorde gewys. Waar trek ons nou? Ons weet mediese wetenskap verbeter dag na dag bykans. Maar wat is die realiteite van endometriose? Ja, so die realiteit van die endometriose en ongelukkig hoe ek my pasiënte beraad wat met my presenteer met endometriose is dat dit 'n kroniese toestand is. Dis ongelukkig nie op die oomblik iets wat ons volkome genees nie, maar die terapie wat ons vir die pasiënte bied, poog ons om dit te hanteer die res van hulle lewe. So die groot goed waarmee hulle gaan sukkel is maar die pyn en die ongemak en die lewenskwaliteit inperkings wat die siekte kan stel vir hulle as hulle 'n erge graad daarvan het. En dan die ander groot faktor is die infertiliteit en hoe dit bydra tot hulle infertiliteit. So dis 'n kroniese toestand. Ons weet min of meer hoe dit veroorsaak word en ons terapie het al daartoe gelei dat ons die pasiënte se vrugbaarheid tot 'n mate kan herstel en ook hulle lewenskwaliteit kan verbeter. En dit gaan dan maar hoofsaaklik vir die res van hulle lewe 'n balans wees tussen hormonale behandeling of onderdrukking van die endometriose of dan nou endometriose chirurgie om hulle simptome te beheer en ook om hulle vrugbaarheid te verbeter. Hoe vroeg moet mense gaan vir toets om te kyk of hulle vrugbaar is? Ek dink as daar 'n probleem vermoed word, so het sy uit 'n familiegeskiedenis of simptome wat 'n vrou mag hê of jy weet laat sy ongereelde siklusse het of baie pynlike menstruasie het. As 'n vrou enige so iets het, dan moet sy so gou as moontlik, jy weet, haar ginekoloog raadpleeg, laat mens net kan seker maak dat daar nie onnodig tyd gemors word in die teenwoordigheid van 'n ooglopende probleem nie. Andersins, as 'n vrou 'n gereelde menstruele siklus het, met geen ander geskiedenis, jy weet, van vorige jy weet, buikchirurgie of enige ander siektetoestande nie, dan sou ek sê 'n jong dame behoort, soos ons nou net gesê het, 80% van vrouens onder 35 behoort na 'n jaar swanger te raak. En as jy nie in daai persentasiegroep val nie, dan sou dit dan as 'n indikasie beskou om raad te pleeg. Dokter, as mens kyk na mans, daar is mans wat vir jou sê, man, ek sukkel om gewig te verloor, so ek het hierdie testosteroon aanvulling gevat, dit gaan my bietjie help en so, maar het dit nie 'n nadelige uitwerking op vrugbaarheid? Ja, geweldig, en ek dink dit is 'n ding wat definitief baie gebruikers van hierdie middels nie verstaan nie, en selfs baie geneesere wat nie so 100% vertroud is met hierdie fisiologie, verstaan dit nie heeltemal nie, maar die oomblik as jy vir 'n man testosteroon of enige steroïd van buite af gee, onderdruk dit wat ons noem die hypofise en die pituitêre as. So dit is sentrale onderdrukking van die hormone in die brein wat die boodskappe gee vir die testis om sperm te produseer. So alhoewel hierdie man dan nou testosteroon van buitekant af kry, onderdruk dit
sy spermproduksie tot so mate dat hierdie pasiënte na selfs, jy weet, 'n paar weke se gebruik van hierdie middels dat hulle spermproduksie heeltemal staak en dan nou steriel is of dan nou 'n toestand wat ons noem azoospermie ontwikkel, waar die boodskappe van die brein af heeltemal geblok word deur hierdie testosteroon en hulle dan nou basies infertiel raak. Dit is gelukkig 'n omkeerbare proses in sommige gevalle, of in meeste gevalle, maar in sommige gevalle met langdurige gebruik kan dit langwerkende nadelige effekte hê. Dr. Gerards, baie dankie vir jou tyd vanoggend dat jy met ons kom praat het oor 'n sensitiewe maar baie belangrike onderwerp. Ons waardeer dit. Dis 'n groot plesier en baie dankie dat julle my gehad het op julle oggendprogram. Dis dan Dr. Gerard Hanekom, 'n fertiliteitsspesialis. Bly geskakel net hier nog ons voort.